Ek staan in die lig met vrees en hoop in my hart. U gerechtigheid roep my naam, lei my Here van die donker af weg. Vader, baie dankie dat ons U kan dien as ons God en Meester, die God wat alles kan doen. Daar is niks wat verborge is voor U nie. U is die alwetende God, die God van gister, vandag en tot in ewigheid. En dankie dat ons vanaand in U midde kan wees. Ons bid Here dat U met ons sal praat, dat U woord, die waarheid, sal deurgly in ons hele wese in. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Net voor ek begin, wil ek 2 gevalle vir U noem. Nou, ek is nie 'n mens wat baie kennis het van karre nie, maar ek gaan dit noem, Pastor Jan, wat ek vir julle genoem het. Want as 'n rede voor. Die persoon sê vir my, hy het 'n Mazda Rotary gehad. Hy sê, pastoor, wat ek jou sê is die waarheid. Sê, ek het gery van Johannesburg af tot in Klerksdorp. Nou, ek weet nie hoe ver dit is nie, maar dit is nie net om die draai nie. Hoe ver is dit? 166 kilometer. Dit is nogal ver. Hy sê, pastoor, daai kar, nog nooit so kar gery. Van die plek wat ek weggespring het, tot in Klerksdorp, ry ek 30 minute. Ek het toe gaan uitwerk. As jy daai wil doen in 30 minute, moet jy 300 kilometer plus kan ry. En nou 'n bietjie huis, nader aan die huis te kom, en ek noem dit vir 'n rede. Pastor Hannes Labeskagnie ken ek van baie jare. Hy is nou in die hemel, sy vrou is op 99, oor 100. Sy is 100 jaar gemaak en toe sy hemel toe. En die eendag toe preek die pastoor. Maar hy besef nie dat Tannie Runa is in die huis nie, in die kerk nie. Hy sê, broers en ek wil vir julle sê, die vroeë dae van Pastor Hannes Labeskagnie het 'n plek gehad waar hy gepreek het, waar die reisstoele en die krikke reg om die kerk gehang het, soos wat die Here genees het. Toe sê Tannie Runa vir my, Johnny, that's not true. Dit was nooit so nie. Ja, die Here het gewerk. So dit is 'n baie fyn lyn tussen die waarheid en die leuen. Amen. Nou wil ek na die woord van die Here toe gaan en dan wil ek bietjie na die Ou Testament toe ook gaan, oor iets wat ek hierdie week gelees en dit is waar ek op hierdie gedagte gekom het. Die Here werklik met my gedeel, wie hou van die waarheid? Amen. Wie hou nie van die waarheid nie? Geen hande nie. Prys die Here. Johannes die 8ste hoofstuk. Ons gaan lees van vers 30 af. Johannes 8 vers 30. Wanneer Jesus praat hier met sy disippels, terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, dis onder andere van die disippels ook, dis mense wat nou klaar hulle hart aan hom gegee het. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham,
en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie, hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, is 'n diensknegt van die sonde. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die disippels, hulle besef dat hulle Jesus volg. Maar onthou, hulle was Jode gewees, wat in die Joodse geloof geglo het. En nou ewe skielik word daar 'n verandering, en nou kom Jesus en hy sê vir hulle, is baie interessant, Jesus praat met sy disippels en met die Jode wat daar was. En tot op hierdie punt was hulle, waar hulle gekom het, was hulle kinders van Abraham. Hulle het Abraham geglo. Ek wil net nie stil staan, dat die perspektief kan kry. So rukkie terug, kennis van vriende van ons, kom die persoon en hy behoort volgens ons 'n valse leerstelling. En ons weet dat daardie 'n valse leerstelling is. En tog is hulle so getrou. En weet jy wat sê hierdie man? Hy sê, ek sal nooit van my geloof afgaan nie. Nooit. My vrou gesê, die man het soveel eienskappe, goeie eienskappe. Ons kan vir hom bid. En my vrou sê vir my, in die week wat verby is, het hy saam met die kinders gekuier en hulle het na 'n NG Kerk toe gegaan. Want hy was ontevrede met die kerk wat hy in was. Jy sien, broer en suster, jy kan, as die Here met jou deel, kan jy nooit die leuen glo nie. En die leuen is baie subtiel. Die duiwel kom op baie slinkse maniere om ons mense te vang. Nou begin Jesus hulle leer oor homself en dan natuurlik oor die waarheid. In vers 33 praat hulle oor hulle self, dat hulle nog nooit in 'n slawerhuis was nie. Hoe kan Jesus dan nou vir hulle sê, hulle moet vrykom? En Jesus sê, as jy met die sonde besig is jy 'n slaaf van sonde. En broer en suster, tot vandag toe, het dit nog nooit verander nie. Mense hou nie daarvan nie. Maar as jy sonde doen, dan is jy 'n slaaf van daai sonde. Die beginsel van Christendom, luister mooi, is die waarheid. Die beginsel van disippels wees en leer is die waarheid. Hulle besef toe Dawid dat hulle praat met die waarheid self. Glo jy dat Jesus self is die waarheid? Ons is die enigste God wat die eienskap kan dra, pastoor Jan, die titel van die waarheid. Hy sê ek is die waarheid, ek is die weg en ek is die lewe. En dis ons God. Kom ons gee hom 'n hande klap. Tot vandag toe is dit die grootste eienskap van Christen wees. Naamlik, en nou kom ek nader, en maar vashou vanaand, of maak die gordels vas. Die grootste eienskap van Christen wees, is om die waarheid te praat. Ongeag, en broer en suster,
Baie keer kom ons in 'n situasie waar ons gou 'n woordjie het wat vir ons sê, sê maar dit. En dan wil ons wegskuil en sê, dit was maar 'n wit leentjie. Nou, ek weet nie in die Bybel, lees ek nêrens van waar daai wit leentjie is. As jy dit kan kyk, kom gee dit vir my. Maar ek lees nie daarvan nie. Want jy sien, die lyn is of die waarheid, of die leuen. Ons kan nie al twee nie. Onthou die leuen en die waarheid loop in twee rigtings van mekaar af. En die nader 'n mens aan Jesus kom, die meer praat jy die waarheid. Sê 'n bietjie amen, dis die waarheid. Nou kom Jesus sê vir hulle in vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As ons hierdie skrif ontleed, as ons Jesus ken, sal ons waarlik vry wees. En ek dank die Here vanaand dat ons kan sê, ons is verlos deur die bloed van die lam. Ons kan sê, ek doen nie meer sonde in hierdie wêreld nie. Ja, maar pastoor, ons is maar mense, die mens faal daagliks en die skrifgie wat na die laaste paar weke wat my baie sterk opkom, is die skrifgie wat sê, die regverdige val 7 keer, maar 7 keer staan hy op. Die goddelose val en hy bly lê. Wat is die verskil? Is hy 'n beter mens? Nee, hy is nie 'n beter mens nie, maar hy staan elke keer op en besef dat hy kom kort en hy moet by die waarheid uitkom. Die waarheid sal jou vrymaak. Hy kon gesê, luister mooi, as julle my ken, sal julle weet, ek maak julle vry. Maar nie, hy sê, ek is die waarheid, glo julle in my. Hulle was so vasgevang in die Joodse godsdiens. Luister mooi, dat daar is, as ons nou 'n bietjie verder lees daar, in ons gedeelte in Johannes 8, het van die mense wat nie praat, wat ook oorgegee is aan God, wat doen hulle? Sê, hy is van die duiwel. Hoeveel keer het mense nie ons al gespot, en gesê, julle is van die duiwel nie, man. Julle klom happy clappies, en julle kom as julle sleep die mense, julle is 'n klomp krokodille, sleep hulle water toe. Prys die Here. Prys die Here. Ons sleep jou water toe volgende week. En hy sê, dis reg. Hulle het baie dinge al gesê. Maar broer en suster, is die waarheid volgens die woord van die Here. En ek dank die Here dat ek die waarheid kan ken. Ek dank die Here dat ek Jesus kan ken. Hy sê hierdie woorde in vers 51. Hy slaan hy toe in Openbaring, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Halleluja. Prys die Here. Wie wil graag lewe? Vir ewig lewe. Dus dit breek my hart. Dit breek my hart as ek hoor dat iemand so ligtelik praat oor die hel. Ek het dit laas week genoem, ek wil dit graag weer noem, maar net by my opgekom. Iemand wat baie naby aan ons is, ek praat met hulle, en ek sê, wel jy moet versoen, jy moet gaan jammer sê. Hy sê, I'd rather go to hell than say sorry. I said, you can't say that. Jy kan dit nie sê nie. Jimmy Swaggart het baie jare terug toe preek, en ek het nog nooit vergeet nie. Ek het nou nog die groot plaat wat het opgepreek het. Hell is no joke. Mense dink hel is 'n grap. Mense dink hel is in die kop. Baie met dinge wat hulle wegwys van die waarheid af. Hy sê, sal julle in der ewigheid die dood nooit sien nie. Om te dink hulle is eers, noem hulle hom, hy is van die duiwel, en nou ewe skielik vir dieselfde mense wil hulle hom stenig. Hoekom?
Hy praat die waarheid. Broers en susters, ek wil vandag iets sê, om altyd die waarheid te praat, sal jy nooit populêr wees nie. Jy sal nie, mense sal nie so goed van jou dink nie. Maar luister, die waarheid maak jou vry. En ek het as mens, ek praat nou nie die gees van die Here wat ons lei nie. Want ons word gelei elke dag deur die Heilige Gees wat met ons praat. En as 'n mens 'n fout maak, dan is die Heilige Gees dadelik daar om jou te help en deur te dra. Maar ek het net besluit, ek gee nie om wat mense sê nie. Ek weier om 'n leuen te vertel. En ek het eendag 'n BMW gehad en hulle die BMW gesteel. En ek kom by die kantore en ek vertel vir hulle, hulle gaan my soveel uitbetaal. Hulle sê nie, dis goed, kan ek net die sleutels kry? En ek vat die sleutels en ek gee vir hulle die sleutels. Sê, kan ons asseblief net die remote kry? Ek sê nie, is aan die sleutel. Dus dit so 'n ronde dingetjie wat jy na die kar toe gaan aan die kant, en jy stoot hom in en jy draai hom, dan is die alarm af. Of jy draai hom in en die alarm is aan. Ja, dis so oud ek is. Maar jy weet nie wat, hy sê vir my, pastoor, ons het 'n probleem. Hy weet ek is 'n pastoor. Hy sê, pastoor, ons het 'n probleem. Ek sê, hoekom? Hy sê, daardie ding is nie eintlik die regte remote nie. Jy moet een wat jy druk. Ek sê, wel, ek het nie so een nie. Hy sê, kan ek iets voorstel? Ek sê ja. Hy sê, net as jy die pad afgaan, so 100 meter draai links, die tweede winkel van die hoek af, is daar 'n plek, jy gaan koop net gou 'n remote, gaan jy R20 kos. Dan bring jy daar 'n remote hier na toe, dan hou ons dit so. Hy was so verbaas, ek sê vir hom, meneer, met alle liefde, ek kan dit nie doen nie. Hy sê, hoekom nie? Ek sê, ek kan nie, dat is nie die waarheid nie. Hy sê, maar dan gaan ons ongelukkig R3000 minder moet uitbetaal. Toe gaan haal ek daar remote, nee, ek maak 'n grap. Ek besluit toe, nee, ek gaan dit nie doen nie. Ek weier, die waarheid sal jou vry maak. Weet jy wat gebeur? Die Here gee my 'n beter BMW, verskoon ek nou Mercedes noem, 'n BMW, pragtige kar, soveel beter, maar ek het by die waarheid gehou. Die Here sal jou deurdra, en jou, hoe kan ek sê, jy word gestig deur die waarheid te praat, want die waarheid maak vry. Nou lees ons in die woord van die Here dat Petrus, ek het dit laasweek genoem, waar hy gepraat het oor die goddelike natuur, en hy het gesê, as jy die goddelike natuur het, sal jy nooit struikel nie. Reg deur die woord is die waarheid besig om af te speel. Nou wil ek graag hê dat u baie mooi verhaal saam met my sal deurgaan. Ek gaan probeer om so gou as moontlik te wees in die Ou Testament en Konings. Ekskuus, dat ek dit gou kry. Konings 22. 1 Konings 22. Dit is 'n baie lang verhaal, maar ek gaan nie deur alles nie, ek net hier en daar aan iets met u deel. Baie mooi, gaan lees dit, is 'n pragtige gebeurtenis in die woord van die Here. Daar was vir 3 jaar, plus minus, geen oorlog tussen Israel en die land van Aram nie. En op 'n dag toe besoek koning Josafat, wat die koning van die Jode was, en hy besoek dit, dat het, verskoon die Engelse, 'n split gemaak, sodat jy, hulle was eers die koning van Israel, en toe besluit hulle dat Juda, toe die priesters skei van mekaar af, daar was 8 priesters aan die een kant, en 4 aan die ander kant, maar hulle die Here gedien, en hulle besluit toe elkeen dat hulle 'n koning wil hê, en die Here gee vir hulle elkeen 'n koning. Maar koning Josafat was 'n baie goeie koning gewees.
En Agab, die een wat koning van Israel was 'n slegte koning. Hy het goed voorgekom, maar hy was gelei, hoor wat die woord sê, deur 'n gees van leuns. Jy sal daar lees in hierdie stuk, is baie mooi. En net soos in die tuin van Eden, kom die vyand met 'n vraag. Want in die tuin van Eden toe kom die duiwel, en hy kom na Eva toe, hy sê, is dit so, dat God gesê het? Hy het niks teëgepraat, hy het nie gesê, dit is nie, hy vra net 'n vraag, en net daar vang hy vir haar. Nou kom Agab, hy doen presies dieselfde. Jare daarna, luister wat sê Agab, weet julle dat Ramot en Gilead aan ons behoort? Daar is 'n land as vrede, daar is niemand wat oorlog maak nie, maar hierdie land uiteindelik behoort aan Israel. En nou kom hy vra 'n vraag, weet julle dat Ramot en Gilead aan ons behoort? En ons sit stil en doen niks daaroor nie. Soos vandag ook, is die duiwel presies dieselfde. Wanneer daar rus en vrede is, dan kom die vyand, en hy praat met iemand. Het jy gehoor? Het jy geweet? Weet jy dit of weet jy dat? Ek wil jou vertel dit en dat. En dan is daar nader aan 'n bom wat wil ontplof. Oor wat? Oor 'n leuen. Die duiwel C4, is dit die regte woord. He delights himself in lies. Hy kan nie anders as die leuen te vertel nie. Hy kan nie anders doen as om die leuen te bewerk nie, want hy kan nie die waarheid praat nie. Nou kom Agab by die koning Josafat en hulle besoek mekaar, want hulle families het mekaar getrou. So hulle was verband, die Israeliete en die van Juda, hulle was in verbinding met mekaar. En daar was baie families wat oorgekuier het aan die ander kant en so. So mense het met mekaar getrou, en hulle was as te ware van familie van mekaar. Nou vra koning Agab vir Josafat, nie, sal jy saam met my gaan nie? Hy sê, ek vra jou, Ramot en Gilead is eintlik onsinne. Luister hoe praat mense wat die waarheid ken. Vers 5 wil ek gou vir u lees. As jy gou gaan daar na 1 Konings 22 toe. Hoor wat sê vers 5. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Amen. Gaan saam met my. Hulle was familie, aangetrouwde familie. Josafat, gaan saam met my. En nou kom die waarheid te verskyn. Josafat wat die waarheid geken het. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Toe laat die koning van Israel die profete by mekaar kom, omtrent 400 man, en hy sê aan hulle, luister nou mooi, dis nou profete, wat gekom het, hy bring die profete by mekaar, 400 van hulle, en dan vraag hy, sal ek teen Ramot en Gilead trek, om te veg, of dit laat staan, en hulle antwoord, trek op, en die Here sal dit in jou hand aan die koning sê, gee, een leuen, 400 profete, wat deur 'n leengees gelei word. Is dit nie tragies nie? Maar Josafat sê, in vers 7, is hy nie nog 'n profeet? Nou, dit sou nie verkeerd gewees het van Josafat om te sê,
as 400 dan maar saamstem oor 'n saak, dan moet ons maar gaan veg. Maar hoor, daar's iets in hom. Pastoor Jan, die gees in my, vertel my wat die waarheid is en wat die leuen is. Is dit nie so nie, die gees in jou? Steek jy hand op en sê, dankie vir die Heilige Gees, want hy dra ons deur. Hoor wat sê vers 7. Maar Josef het sê, is hy nog 'n profeet van die Here, dat ons deur hom kan raadpleeg nie. En die koning van Israel antwoord vir Josafat, daar is nog een man om deur hom die Here te raadpleeg. Luister nou mooi. Maar ek haat hom. Ek haat hom. So nou sê, hoekom? Jy moet toch dit gaan lees, dit is pragtig. Ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil. Micha, die seun van Jimla, en Josef wat sê, die koning moet nie so spreek nie. Hy sê, Ahab, moet nie spreek, jy haat hom nie. Daarop roep die koning van Israel en hofdienaar en sê, gaan haal vir Micha gou, die seun van Jimla. Onderwyl die koning van Israel, Josef, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met die koninklike klere op 'n dorsvloer na die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer. En die profeteer, hierdie 400 profeteer, gaan, jy sal oorwin. Nou gaan ons 'n bietjie verder, en ons lees in vers 8. Ekskuus tog nie, ons is daar verby. Hoor wat sê hy, vers 9. Daarop roep die koning van Israel die hofdienaar en sê, gaan haal Micha gou, die seun van Jimla. Maar die hele vergadering met meer as 400 profete, hulle hou aan, gaan veg, julle sal oorwin. Terwyl Micha profeteer, een man, luister, vers 17. Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge van so skape, wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie, laat hulle elkeen in vrede teruggaan na hulle huis. In ander woorde, moenie optrek nie. Vers 18, toe sê die koning van Israel van Josef, het ek nie gesê nie, hy profeteer oor my niks goed nie, maar onheil. En as ons verder gaan, lees ons in die woord van die Here in die Nuwe Testament, en net wat jy saai, dit gaan jy ook maai. Die Bybel sê, hierdie selfregverdige, slegte koning, word deur 'n leengees gelei. En nou trek hulle af. Nou wil ek kom na my titel toe. Hulle is almal gewapen. Nou sê hulle, hierdie twee konings gaan saam, gaan hulle af om te veg. En op die tog om te veg, luister mooi, toe sê koning Agab, hulle gaan weet wie's wie. Ek gaan myself vermom. Luister nou mooi, wat doen die duiwel? Hy sê, ek gaan myself vermom, en ek sal tussen die geveg wees. Hulle sal nie weet ek is koning nie. En as ons verder lees, dan sien ons dat die vyand kom, en hulle sien maar, dis koning Josafat die. En toe hulle agter koning Josafat aangaan en besef, dis koning Josafat, toe sê hulle, hou op, stop, dis nie ons vyand nie. En nou sê die Bybel, nou kyk die kanse, wat hoe kan ek sê, die kans is so min. Nou kom iemand, en hy is heeltemal die mekaar en verward, en hy vat 'n pylboog, en hy skiet sommer in die bondel in. Maar weet jy wat was dit?
Dit was 'n pyl van geregtigheid. God het daai pyl laat beweeg en hy tref vir koning Agab in die bolyf tussen sy wapenrusting en hy sterwe. Broer en suster, die pyl van geregtigheid sal altyd seëvier. Daar word daagliks, luister mooi, ons het nou onlangs daar gehoor van die pyle, Pastor Jan gepreek het. Daar word daagliks pyle op u en my afgeskiet. Aanvalle. Luister, as daar ooit 'n tyd wat die duiwel aanval, ek wil dit herhaal, ek pleit by, luister vanaand na my. Die duiwel val aan op die kinders van die Here. En hy skiet pyle uit na ons, om ons te vernietig. Maar daardie pyle sal ons niks skade doen nie. Alleen die pyl van geregtigheid wat die vyand sal tref. Prys die naam van die Here. Glo jy vanaand dat God is die God van waarheid. Gaan lees daardie verhaal mooi deur, lees. Die uiteinde van hierdie koning. Hoekom? God het gesê, ek gaan jou klaarmaak. Jy is nie werd om 'n koning van Israel genoem te word nie. En sê dit maar 'n verdwaalde pyl, maar ek sê dit is 'n pyl van geregtigheid wat getref het. Ek dank die Here vanaand dat ek weet, ek is aan die regte kant. Want ek weet die pyle wat afgeskiet word, deur ons sal die vyand tref. Glo jy dit vanaand? Kom ons staan op ons voete vir 'n oomblik. Baie dankie Here, dat ons U kan ken. Baie dankie dat ons weet, op wie ons vertrou. U is die God van regverdigheid, Here. U is die heilige, alwetende God. En Here, U bring verwarring in die vyand se kamp, wanneer ons optree. Maar my gebed is vanaand dat die elkeen in hierdie plek wysheid sal gee om deur die waarheid die oorwinning te behaal. Dat ons nie die leengees sal glo nie. Hy is 'n leenaar van die begin af. Hy word van gepraat as die vader van leuns. Daarom trek ons die pyl van geregtigheid en ons skiet af, Here, sodat hy kan sterwe. Sodat die elkeen in hierdie plek sal ontmoet in Jesus naam. Net daar waar hy is. Dat geen pyl deur sal kom van die vyand nie. Amen. Prys die Here. Baie dankie, ons weet in wie ons glo, Here. U is ons God, ons prys U. Dankie, Here. Chantel, ek wil hê dra met die waarheid, om God met die waarheid. Nadat ons is toegemaak met die waarheid. En broer en suster, ek glo vir my, die Here sal vir jou deurdra. Amen.